Goeiemôre, baie welkom aan elkeen van u hier. Groot dank en waardering in hierdie koue dat ons almal hier saam is. Ook vir Marie en vir Pieter, vir Henriette wat al drie siek is, wat vanoggend sê ons kom steeds ons pligte na. Ons is hier vir hulle ook groot waardering. Ons tegniese span, Jacques wat ook siek is, so ons is in daardie seisoen wintertyd, siekwordtyd, en ons vertrou dat die Here vir ons ook elkeen deur hierdie winter naby sal wees. Kom ons buig die hoofde in afhanklikheid. Hemelse Vader, Jesus het vir ons gesê, as julle my liefhet, sal julle my gebooie onderhou. En ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander trooster gee om vir ewig by julle te wees. Die Gees van die waarheid. Dankie Here dat ons vanoggend hier op hierdie Pinksteroggend saam is en die groot voorreg het Here om ook rondom u tafel saam te wees. Ja Here, ons bring ons liefde vir u. Ons gehoorsaamheid aan u, maar Here, ons bring ook ons gebrokenheid en ons verlange na u nabyheid. Here, kom vul ons vanoggend met u Gees, die Gees wat troos, die Gees wat heel maak. Mag ons ook, Here, vanoggend rondom die tafel die krag van u teenwoordigheid ervaar. Ja, Here, ons vra nou dat u Gees midde ons sal wees, in ons sal wees, Here. Ons harte sal oopmaak vanoggend vir die teenwoordigheid en vir die waarheid van die woord. Ons sal kom versterk, Here, met u krag, die voorreg wat ons het om in u vrede hier om die tafel te mag wees. Mag vanoggend, Here, 'n teken wees, nie net van u nabyheid hier en nou nie, maar Here, 'n heenwysing na die feesmaal wat wag saam met u. Ons bid dit in die naam van Jesus, ons Here, ons Verlosser, ons Saligmaker. Amen. Net so 'n vinnige visuele uitbeelding van waar ons tans is. Ons het die kruisiging op Goeie Vrydag, het ons saam ook rondom die tafel van die Here gevier. 3 dae later, opstanding Sondag, en nou is daar 'n tydperk van 40 dae wat verloop het, tot en met Hemelvaart. En donderdag aand het ons dan saam ook Hemelvaart herdenk. Nou is daar 10 dae voor. Daardie 10 dae tot en met die uitstorting van die Gees, wat ons dan ook volgende Sondag nie net in herinnering sal roep nie, maar sal vier. Ons Pinkster hierdie jaar is andersoortig in die sin dat ons in die ring as leraars hande gevat het. Ek het verlede week dink ek genoem van die 22 leraars wat hier was, is ons 4 voltydse leraars oor. En dit het ook vir ons die behoefte laat ontstaan om hande te vat. So hierdie week, beginnende vanaand, sal dit my voorreg wees vanaand hier in Wilgespreid, môre aand, is Dominee Lamey hier, Dinsdag aand Dominee Roelof en Woensdag aand sluit kollega Braam ons Pinksterreeks af. Dit is 'n reeks wat ons dan gebruik, wat die Christelike Lektuurfonds saamgestel het en verskeie persone genader het om deel te wees van hierdie reeks en 'n reeks op skrif te sit. So ons gebruik daardie reeks. Ons tema vanaand, die Gees troos en heel. En dit sluit in 'n sekere sin aan by vanoggend. Ons gaan vanoggend 2 gedeeltes hanteer uit Johannes 14 en Handelinge 1. Die interessante is, Johannes 14 is 'n gesprek wat plaasgevind het in die bovertrek. 'n Gesprek
wat rondom die laaste avondmaal ingerig is. Ons sal dit nie as 'n afskeidsrede kan beskou nie, maar ons kan sê, dis 'n gesprek wat sekere dinge wou uitklaar. Dan 'n tweede gesprek het plaasgevind en baie navorsers sê, die tweede gesprek het ook plaasgevind in die bovertrek. En dis die gedeelte in Handelinge 1 wat ons vanoggend dan hanteer. Daardie gesprek het plaasgevind, sê hulle, in die 40 dae tydperk voor die hemelvaart. Nou ons weet in die Bybel, as daar verwys word na 40 dae, is dit benewens die feit dat dit wel 40 fisiese dae kan wees, dis 'n tydperk waarin die Here met sy kinders 'n pad stap. So hierdie twee gedeeltes wou die Here Jesus vir sy disippels iets baie duidelik maak, dit wat hy wou gehad het in hulle gedagtes, in hulle wese gevestig is, voordat hy opvaar. En daardie gedeelte gaan ons vanoggend lees, en dit gaan oor die feit dat hy homself vervang, die feit dat hy iemand in sy plek gee, wat hy dan die trooster noem. So kom ons kyk, Johannes 14. As julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. Ek sal die Vader vra, hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur, om vir ewig by julle te wees. Baie vertalings vertaal dit met 'n trooster, 'n ander trooster. Naamlik die Gees van die waarheid, die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Die gedeelte in Handelinge 1, spesifiek vers 4, terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel, moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Rondom die tafel, en ons is vanoggend rondom die tafel van die Here. Dit lyk dat die Here regtig waar, as hy saam met sy disippels om 'n tafel was, dat daar 'n ander vlak van gemeenskap was, dat daar 'n ruimte was, waar daar openlik gepraat kan word, dat daar 'n ruimte was, waar daar regtig waar in diepte gesels is. So as ons vanoggend hier is, en ons is hier om die tafel van die Here aan te sit, kom ons sê, dat ons vir die Gees van die Here gaan toelaat om vanoggend in my en jou te werk. Soos hy, wat Jesus was, gekies het om rondom 'n tafel, as hy iets op die hart gehad het, wat hy met sy disippels wou deel, dit daar gedoen het. Op die Olyfberg, ons weet, na die laaste gesprek het hulle uitbeweeg, na die Olyfberg, Betanië toe, en daar het hy sy hande opgehef, lees ons in Lukas, en hy het hulle geseën. En terwyl hy hulle seën, het hy van hulle af weggegaan en is hy in die hemel opgeneem. Die wonderlike is dat ons in die verskillende evangelies verskillende weergawe kry van wat gebeur het tydens hemelvaart. En hier is 'n baie belangrike moment. Want as 'n ou jou hande uitsteek en iemand seën, in die Ou Testament was dit 'n hoë priesterlike handeling. En wat Jesus in daai 40 dae tussen sy opstanding en die hemelvaart wou kommunikeer en geleef het, is dat hy nie meer die ware mens was nie, maar dat hy die opgestane Heer was. En hierdie was 'n handeling wat hy asof sê, ek is nou reeds die hoëpriester wat sit aan die regterhand van die Vader, en ek begin hier, terwyl ek nog met julle is, om my seën uit te spreek, maar dit is 'n handeling wat nie ophou nie. Terwyl ek besig is ek opgeneem. En hierdie handeling van die hoëpriester wat vir my en jou intree en ons seën, dit vervul hy dan na waar hy sit aan die regterhand van God. Kragtige beeld wat hy met ons deel in hierdie gedeelte. Hoekom is die Gees gestuur? Ons tema vanoggend.
En ek dink dis 'n vraag wat ons as kinders van die Here waarskynlik in hierdie tyd van iemand kan kry, 'n kollega, 'n vriend of wat ook al, wat nie noodwendig deel is van die Here en sy verlossingsplan nie en dit anders sien. So ek wil graag uit 3 hoeke die vraag antwoord, hoekom is die Gees gestuur? Om Jesus se woorde te gebruik, kom ons begin daarby, sodat hy ons parakleet kan wees. Die Griekse term is parakletos, en in die antieke Grieks en Romeinse wêreld was dit 'n regsterm, en dit was 'n persoon wat die rol van 'n advokaat vandag of 'n pleitbesorger vervul het. Iemand wat 'n saak namens jou hanteer het, iemand wat 'n saak namens jou dan verdedig het. Een wat langs jou sal staan. En dis die ander beeld wat in daardie tyd baie duidelik was. 'n Parakletos is iemand wat langs my staan, wat my nie alleen laat nie, wat saam met my die pad stap waarmee ek besig is. So hier is 'n tweeledige beeld wat ons moet besef. Aan die een kant sal Jesus, wat sit aan die regterhand van God nadat hy opgevaar het, sal hy ons hemelse parakletos wees. Die een wat intree namens ons by die Vader. Dit maak dan ook die gedeelte wat sê dat hy vir ons bid, ons gebede in 'n sekere sin verwoord en vir die Vader gee. Dis die rol wat hy daar vervul. Maar dan die Heilige Gees, die een wat hier en nou langs my en jou stap, ons parakletos hier. En dis hoekom die Here gesê het, ek gee my Gees om julle trooster te wees, julle begeleier, Here parakletos. Terug by die vraag, hoekom is die Gees gestuur? Sodat die teenwoordigheid van die Here Jesus nooit sal ophou in my en jou lewe nie, in die hier en nou waar ons is nie. Die Gees woon in ons en die Gees werk deur ons. Marianne het op 'n pragtige voorbeeld afgekom waar daar gesê is om vir 'n kind te verduidelik, hoe werk Jesus se hemelvaart, om vir 'n kind te verduidelik, hoe werk die Gees wat agtergelaat is die van 'n vleer. Jy het 'n vleer wat hoog in die lug is, en jy het 'n tou, wat jy in jou hand het. En die tou in jou hand verbind jou altyd met die vleer, alhoewel die vleer nie hier is nie. En die Here wat opgevaar het, Jesus wat aan die regterhand van God die Vader sit, is die vleer. En die Gees wat gekom het, sodat die teenwoordigheid van Jesus nooit opgehef word nie, is die tou, wat ek in my hand het. En dit breek vir my in 'n sekere sin, daai beeld baie mooi oop. Ek is 'n prentjie mens, so dit maak vir my sin. So die gevolgtrekking as Jesus sê, waarom kom die Gees? Om parakletos te wees, sodat ek en jy nooit alleen sal wees nie. Maar nie net in hierdie lewe nie, ook nie in die lewe hierna nie. Dan so uit die kerkgeskiedenis uit. Johannes Calvin, hy het ook gesê, op die vraag, hoekom is die Gees gestuur, het hy gesê, daar's 2 antwoorde, of 2 redes, hoekom die Gees gestuur is. Die eerste sê hy, die Here het die Gees gestuur om my en jou fontein van lewe te wees. Bron van krag. Om ons band met Christus te wees. En onmiddellik as ek dink aan die voorbeeld van die tou en die vleer, dan maak die band vir my ook meer sin. Calvin het gesê, die Gees is 'n fontein van lewe, wat in alle omstandighede in ons borrel. Nou die van ons wat al die voorreg gehad het om by 'n fontein te staan, waar dit ontspring, daai beeld sal my altyd bybly. Daai borreling, dit kom uit. Die binne van die aarde, dit kom uit en dit hou nie op nie. En dit vul daai aanvanklike poel en dan loop dit oor. En dit eindig in 'n rivier. En iets daarvan, sê Calvin, het met die koms van die Gees gebeur. Dat die Here in my en jou 'n fontein, 'n bron van krag geplaas het,
wat borrel. En wat is die wese van 'n fontein? Dat dit nie van my en jou afhanklik is nie. Hy's daar en hy borrel. Die vraag is of ek en jy hom gebruik en hom geleentheid te gee. En dan die belangrike dat Calvin sê, dis in alle omstandighede. Ek en jy en almal van ons het die neiging in swaar tyd om meer na die Here te neig, om meer by sy voete te sit, om meer tyd met hom te spandeer. Die fontein is nie afhanklik van my en jou toenadering tot hom nie. Dis 'n konstante. Maak nie saak wat die omstandighede is nie, of dit met my goed gaan, of dit met my sleg gaan. Die fontein borrel en hy's daar. Calvin sê die Gees wat lewe gee, bring sekerheid en vreugde van ons lewe hier en ook daar na die graf. Tweede ding wat hy sê, Christus is die band. Die Heilige Gees is die band wat ons met Christus verbind, hom onlosmaaklik deel hou van my en jou lewe. Ons het donderdag aand ook vir mekaar gesê, daar's een ding wat ons nie rondom hemelvaart moet sê nie, is dat ons hom verloor het, dat dit verlies was. Hoegenaamd nie. Omdat hy homself vervang het met die Gees, is die teenwoordigheid nou gesetel in 'n ander persoon, maar die teenwoordigheid is nooit opgehef nie. Daardie band met Christus is die Gees. Dit laat my deel in sy lyding en ook sy opstanding. Belangrikste van alles, dit laat my deel in sy krag. En hier in Pinkstertyd moet ons ook daardie gedeeltes weer in ons stilte tyd gaan besoek, waar daar pertinent staan, dat die krag wat Christus uit die dood opgewek het, die krag is wat binne my en jou elke dag is, deur die inwonende Gees. Die fontein wat in my en jou borrel. 'n derde faset van hoekom het die Gees gekom. En dan kan 'n mens doodgewoon gaan kyk in die Nuwe Testament, waar daar duidelik gesê is wat die rol, die funksie van die Gees gaan wees, wat kom. Ek het probeer om die meeste vir ons net vinnig hier weer te gee. Trooster. Ek wil nie vanoggend baie oor trooster sê nie, ons gaan vanaand in detail daarby stil staan, wat dit beteken dat die Gees deur Jesus ook trooster genoem is. Raadgewer. 'n baie belangrike funksie, wat ek en jy soms ontvang, maar nie noodwendig gebruik nie. Ja, ons spandeer tyd met die Here, as ons moet besluite neem. Ons lê dit by sy voete. Maar kom ons sê vir mekaar, dis nie altyd dat hy met 'n helder stem uit die hemele my antwoord nie. Of in 'n droom aan my verskyn nie. Hy gebruik baie keer mense in my lewe om vir my die raad wat hy vir my wil gee in verstaanbare Afrikaans te gee. Bron van krag, ons het reeds rondom die fontein gesels, die herskepper, hy bring nuwe lewe. Nuwe lewe, ja, weet ons, vir my en jou primêr by bekering, maar nuwe lewe in elke fase van ons lewe, elke seisoen van ons lewe. Wie stel my en jou in staat om van pas getroudes of 2 jaar getroudes, sorgeloos en vry, ewe skielik een oggend op te staan en 'n verantwoordelike pappa en 'n mamma te wees? Wie anders is die Here se Gees? Wie stel my en jou in staat om 60 verby te gaan en grys te word en te ervaar wat ek besig is om te verloor, fisies, gesondheid gewys, en om nie net doodgewoon angsbevange te wees vir die seisoen wat voorlê nie. Net die Heilige Gees, wat my kan herskep. Romeine 12:2, hoe herskep hy primêr deur my denke te vernuwe? Oortuig van sonde. Hy is en bly die een. Ek en jy noem hom die stil stemmetjie, die gewete,
Maar daardie bewussyn wat ek het, hierdie is verkeerd. Hierdie is reg. Medereisiger. Een van die mooiste dele in die Here se woord is die Emmausgangers. Hoe hy die vermoë het om by ons aan te sluit, saam te stap en weer later net te verdwyn. Weereens, hy het baie keer mense hande, voete, geliggaam nodig in my en jou leefwêreld. Seelaar en waarborg. Ons praat so baie daaroor. Hoekom? Omdat dit die Satan se mees effektiewe manier is om afstand te bring tussen my en my Here. Om daai saadjie by my te plant, jy's nie goed genoeg nie. Om daai saadjie te plant, hierdie val buite die genade van die Here. Daai saadjie te plant, hiervoor sal die Here jou nooit vergewe nie. Die Gees seël my en jou kindskap. Die seël is die een wat by ons die bewussyn bring, die Gees, niks sal my uit die hande van die Here ruk nie. Of ek nou 'n stout kind is of 'n soet kind, my hand bly vas in sy hand. En die waarborg, ek is volle erfgenaam. Ja, ek het my lewe geleef, maar ek dink nie ek is waardig nie. Die Gees bring in my en jou die bewussyn, die ewige lewe is gewaarborg. Hoekom? Johannes 14, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Wat sê Johannes 14 verder? Wanneer ek en jy hier die laaste asem uitblaas in hierdie dimensie, vat hy ons by die hand, sodat ek en jy kan wees waar hy is, sy woorde. En hy sit aan die regterhand van God. Gawegewer. Galasiërs 5. Die gawes, die vrug van die Gees. Dit kom van binne. Dis in ons ingeskape, dis deel van ons DNA. Ek en jy maak soms keuses om van daardie vrug, daardie gawes, nie te laat ontwikkel nie, nie te gebruik nie, nie tentoon te stel nie. Maar dit is in ons, deel van ons DNA, met die Gees wat in ons woon, kan ek nie sê, daai ry waar die geduld uitgedeel is, ek het hom nie gemaak nie. Of ek was heel agter, toe was daar net 'n klein skorreltjie oor. Nee. Gebedshelper. Een van die groot gawes wat ons ontvang deur die Gees, is dat ek en jy nie meer in eie krag hoef te probeer bid nie. Gebed moet 'n vreugdevolle belewenis wees in goeie en in slegte tye. So lekker as wat dit is om in gebed vir die Here dankie te sê, dat dit goed gaan. Net so lekker moet dit wees om in moeilike tye vir die Here te sê, dit gaan sleg. Veral daardie tye wat jy op jou knieë staan en sê, vandag het ek niks om te sê nie, my gebede is op, bid vir my. En dis wanneer die Gees oorvat. So dis die derde faset van die antwoord. Waarom het die Gees gekom? Hoe pas ek dit toe in my lewe? Hoe leef ek 'n lewe waar die Gees deel is van my alledaagse lewe? Kom ons begin by dit wat 1 Korinte 13 sê. Kom ek wys jou nou die allerbeste weg. Daar was 'n gestoei in daardie gemeente. Iemand het gesê, weet jy, ek kan nou in tale praat, so die Gees is in my. Iemand anders het gesê, weet jy, ek kan bietjie profeteer, die Gees is in my. Ander het gesê, weet jy, ek kan iemand genees, die Gees is in my. En Paulus kom sê, nee, julle verstaan niks nie. Die enigste, die beste manier om te wys dat die Gees van God in jou is doodgewoon om sy liefde te leef. So kom ons gebruik dit as vertrekpunt, as ons vanoggend dan verder wil gesels. Riglyne vir 'n alledaagse lewe. Hoe leef ek in afhanklikheid van die Heilige Gees? Dis doodgewoon
die praktiese om op te staan en te sê, ek het u nodig vir vandag. Ek het u leiding nodig vir vandag. Ek lees 'n artikel oor hoe die Gees jou kan beskerm, en ja, ek het in 'n sekere sin in my eie lewe beleef, maar die spesifieke artikel sê, as jy, sê nou maar, jou sleutels vergeet het, moenie jaag en dit gaan haal en vies raak nie, vra, Here, hoekom het u Gees my dit nie laat sien nie? Ek is nou terug, ek kom haal dit nou. Maar hoe lank wil jy moet ek vertoe voordat ek ry? Ons as personeel hou daarvan om sommer teetyd saam ietsie te doen, en ek is een oggend en ek dog, kom ek kry pannekoek, ek sal maar nou nie noem watter een van die twee dit is nie. En ons is opgewonde, ons wil hierdie pannekoek eet, my pannekoek is sleg. En ek doen dit baie min, maar ek dog, weet jy, hierdie, dis so sleg, ek ry terug, en ek sê, nee, eet jy die pannekoek, maar ek gaan dit nie eet nie, en ek wil my geld terug hê. So dit vat my 10 minute, voordat ek by die huis kom. Toe ek in die straat inry, toe is dit net polisie. Toe daar sopas 'n gewapende roof plaasgevind, met 2 luukse voertuie, wat toe nou weggejaag het. Ek sou in alle waarskynlikheid in hulle vasgery het, as ek hierdie pannekoeke teruggevat het. So ja, afhanklik wees van die Here, kan op baie maniere manifesteer. Ek moet hom raak sien in my lewe. Ek moet nie wag vir die bo-natuurlike nie. Dis wat ons gedoen het vir 40 dae en langer met Tom Smit se boek. God is in die gewone. As ek die Gees van God wil beleef, moet ek hom gaan soek in die gewone. As jy onverwags by 'n dokter kom, en die dokter sê vir jou, iets pla my, ek wil nog 'n toets doen, en jy ontdek iets wat lewensbedreigend is. Dis die Gees van God. Dis hoe ek en jy afhanklik van hom is elke dag. Wie anders het daai dokter gelei om te sê, iets pla my, dit wat ek hier sien, maak nie vir my sin nie. Maar die Here verskyn nie in my en jou en sê, dis tyd dat jy vir 'n bepaalde toets gaan, want daar's moeilikheid. Hy leef in die gewone saam met my en jou. Dis 'n parakletos, ek stap tree vir tree saam met jou, geen tree gee jy alleen nie. Lief vir hom wees en gehoorsaam aan hom leef. Ons hoef nie meer te sê, as 1 Korinte 13 vers 1, die allerbeste weg. Soek die waarheid, leiding van die Gees. Ons leef in 'n tyd met Google. En jy kry die waarheid en jy kry Google se waarheid en. Maar ek en jy die Gees van God wat ons 'n onderskeidingsvermoë gee. En daar is geen tyd wat beter is om te sê, ek kom tot rus en ek vra dat die Gees van God aan my sal bevestig nie. Soek en ervaar sy nabyheid. Hy sê, nader my en ek sal jou nader. Ek dink die teendeel is ook waar, nader my nie en ek gaan jou nie nader nie. Ek en jy kan nie die Gees se nabyheid beleef as ons hom nie opsoek nie. Vir elkeen van ons is dit op 'n ander manier. Party sê as ek 40 km met my fiets gaan ry, dis waar ek hom ontmoet, dis waar ek tyd met hom spandeer. Ander sal sê ek staan soggens 4 uur op, dis waar ek hom ontmoet. Vir my is die kosbaarste plekke waar ek hom ontmoet, is iewers langs die see of iewers in die bosveld. Ons ken ons eie verhouding met die Here. Maar ons moet tyd maak en ons moet hom opsoek. En dan word getroos en wees 'n trooster. Ons gaan vanaand dit lekker ontgin. Wat doen 'n trooster en hoekom die Here juis die Gees
die trooster noem. Maar dit is so. Die wêreld waarin ons leef, die vlak van gebrokenheid, die wêreld kan nie genoeg troosters hê in hierdie tyd nie. Ons het vanoggend by die deure vir elkeen besprekingsvrae uitgedeel en dit gaan ons tuis hanteer. Die res van die week, van vanaand, maandag, dinsdag en woensdag aand gaan ons rondom die tafels daar in die Lapa bietjie gesels oor die vrae, dieselfde ook met die gebedstemas. Ons gaan afsluit in die week, elke aand om die tafels waar een of wat van hierdie fasette in gebed opgedra word. Ek wil afsluit. Ons het vanoggend die tafel, dis Pinkstertyd, ons vier die feit dat die Gees uitgestort is. So kom ons vra, as daar dan 'n verband is tussen die Gees en die tafel, wat dit is. Kom ons sê eerstens, die Gees en die tafel het beide 'n woord vanoggend om te sê, God kom na jou toe. Sy tafel hier is sy tafel, wat hy vir my en jou bring. Wat sê sy tafel? Jy word onthou. Wat het hy gevra? Onthou my. En saam kan ons daardie onthou vanoggend hier doen. So, 'n paar dinge. Saam sê die Gees en die tafel vanoggend, ek en jy is vergewe, maar dit stel my en jou in staat om die lewe te leef van 'n vrygekoopte. Tweedens, ek en jy is aanvaar. Daar is nie maatreëls, spesiale toegang by hierdie tafel nie. Johannes 14, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Dit gee my en jou toegang tot hierdie tafel. En omdat ek aanvaar is, kan ek lief hê. Onvoorwaardelik. Jy is vervul. Die Gees is uitgestort. Die Gees woon in my en jou. Daarom kan ek en jy dit uitdeel. Wat sê die tafel in besonder vanoggend? Tafel sê, dit wat God buite om my gedoen het, waar ek geen aandeel aan gehad het nie. Ek hoort hier, omdat ek sy kind is. Ek hoort hier, omdat ek sy gas is. En ek moet nooit vergeet wie ek is nie. Die tafel is vir my en jou persoonlik gedek. Die liggaam is vir my en jou persoonlik gebreek. Die bloed het vir my en jou persoonlik gevloei. Ja, die tafel neem my terug na daardie moment waar hy dit alles vir my gedoen het. So wat sê die tafel? Dis klaar. Die oorwinning is behaal. Die mag van Satan is gebreek. Die koning nooi my uit. Wat sê die Heilige Gees vanoggend rondom hierdie tafel? Jy is nooit alleen nie. Hy woon in my en jou. Die tafel is deel van daardie saam stap in die lewe om vir my en jou te sê, ons is nooit alleen nie, want sy Gees woon in ons. Sy lig is altyd in my, en daarom moet ek nooit vergeet wat ek kan doen nie. Terwyl ek dit met my voorbereiding besig was, het ek onwillekeurig gedink, ek weet nie of dit 'n volksverhaaltjie of wat is nie, maar die arendkuiken wat in 'n hoenderhok groot geword het. En saam met hulle maar gepik het. En op 'n dag het hierdie arendkuiken, so gaan die verhaal, die arende gesien en gehoor wat verbyvlieg. En op 'n stadium sy vlerke gesprei. En dit was die einde van die hoenderhok en die pik van pitte. En baie keer is dit ek en jy. Ons weet die lig van God is in my en jou. Ons weet die krag van die Gees van God is in my en jou. Maar soms is ek en jy tevrede met die pik van pitte in die hoenderhok. Ons vergeet wie ons is, en vanoggend wil die Gees aan die tafel kom sê, onthou vir 'n slag weer wie jy is. As jy tans iewers in 'n hoenderhok is, kom daar uit, sprei jou vlerke. Want die krag wat Jesus uit die dood opgewek het, is die krag wat in my en jou teenwoordig is.
Waar die tafel my terugneem na die kruis, kom die Gees vanoggend en van die tafel af neem hy my terug na die wêreld waar ek moet gaan leef wie ek is deur sy krag. So die tafel het gesê dis klaar, dis afgehandel. Die Gees sê dit het maar nou begin. Die tafel het gesê die koning nooi jou, die Gees sê moenie vergeet nie. Die koning woon in jou. En dis die voorreg wat ek en jy vanoggend het, as ons by hierdie tafel gaan aansit. Ek wil vra dat die bedieningsspan en ons musiekspan na vore kom. Terwyl ons die tekens uitdeel, wil ek vra dat jy dit by jou sal hou. Ons gaan O Heer my God saam sing. Kom ons gebruik ook hierdie lied om onsself in te stem, om vanoggend saam met die Here aan sy tafel te sit. Marie, kan ek vra dat ons dit weer sal sing? Met die brood oorgeslaan is, net vir ons die hand opsteek. Is daar iemand wat met die kelkies oorgeslaan is? Ons sal die beker na die instelling, sal ons graag beskikbaar stel vir enige een wat graag die beker vanoggend wil gebruik. Kom ons stel onsself dat ek en jy nou in die binnekamer is, saam met die Here, waar die Here die brood en die wyn voor hom het, waar hy dit gaan instel. Maar kom ons hoor ook sy woorde wat hy gesê het, elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy weer kom. Elke keer, wanneer ons die brood breek en die beker opneem, sê die Here, is julle besig om dit in herinnering te roep, en hou daarmee aan, totdat ek weer kom. So kom ons begin by die brood. Ons sien dit in 1 Korinte 11. Terwyl hulle eet, het Jesus die brood geneem, die seën gevra. Daarna het hy dit gebreek en vir sy disippels gegee met die woorde, neem dit, eet dit, dit is my liggaam. So kom ons neem hierdie brood, kom ons breek dit, kom ons neem dit, kom ons eet dit, kom ons glo van harte, dat dit vir my en jou persoonlik gedoen is. Toe neem hy die beker en nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee hy dit vir hulle en sê, drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie vergiet word tot vergewing van sondes. Kom ons neem dan vanoggend die wyn, kom ons drink dit en ons glo van harte, dit is sy bloed, wat vir my en jou tot volkome vergifnis gestort is. Is daar enige iemand wat graag die beker wil gebruik? Enige iemand anders wat graag die beker wil gebruik?
Kom ons probeer net vir 'n oomblik ervaar, ons is om die tafel, die Here het dit sopas gedoen. En kom ons hoor net weer hierdie woorde. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Kom ons buig die hoofde. Here Jesus, U het ons geleer, as ons liefhet, soos U vir ons vra, onderhou ons U gebooie. U het beloof, U sal vir ons die Trooster stuur, en Here, U het. Die Gees is uitgestort, die Gees is inwonend in elkeen van ons. Vir ewig, hier en nou en hierna. Here, ons dankie dat ons vanoggend by U tafel kon aansit, die brood kon breek, die beker kon deel, dat ons in herinnering kon roep, Here, die liefde wat U vir ons gehad het, en wie dit ons gemaak het, en waartoe ons nou in staat is. Dankie, Here, dat ons ook vanoggend aan hierdie tafel ons geloof versterk het. Dat ons troos ontvang, Here, in ons gebrokenheid, heelmaking deur U teenwoordigheid. Here, daarom vra ons in hierdie oomblikke dat U Gees ons opnuut sal vul met U krag en U vrede. Ja, Here, smeek ons, troos ons waar ons seer het, heel ons waar ons gebroken is, lei ons in die waarheid, Here, waar ons onseker is, en stuur ons as U getuies, en stel ons in staat om daardie getuienis deur liefde te leef. En slegs woorde te gebruik, as dit nodig is, Here. Dat ons onverskrokke U ligdraers sal wees. Here, mag ons lewens 'n teken wees van U teenwoordigheid, dat ander U kan sien, Here, in hierdie gebroke werklikheid. Ons eer U vanoggend aan hierdie tafel as skepper, as verlosser, as parakletos, Immanuel, God altyd met ons. Amen. Kom ons staan en sing hierdie lied saam.